Here, ons sal nooit genoeg woorde kan hê om wat in ons harte is te laat uitborrel nie. Maar ons wil net vir U kom sê, daar is niemand wat met U vergelyk kan word nie, Here. Ons is so dankbaar vir die pad wat U met ons geloop het, vir hierdie huidige teenwoordige tyd en vir die jaar wat voorlê. En ons wil lof en eer en aanbidding met ons hele wese vir U bring. Amen. Amen. Rudolf, onthou my dat ons bid vir Israel veral, as ons klaar is. Ek wil net nou dadelik in die woord ingaan. Ek wil tog maar 'n bietjie gaan in die woord, die potpien wat ek gegee het vir 2026, want ek dink dit is so belangrik, en veral na ek dit gedoen het, toe stuur Natasha vir my 'n YouTube klip wat iemand gedoen het in Amerika, wat presies sê wat die Here vir my gesê het, maar nog meer byvoeg. Dan weet ek, dit is 'n woord van die Here. As die Here reg oor die aarde dieselfde woord sê, dan weet ons hierdie is belangrik. So ek het nie aantekeninge voor my nie, ek gaan nou regtig net uit dit wat die Here in my gedeponeer het, 'n klein opsommingkie gee van hoe belangrik is hierdie naam 2026. Dit het my so diep aangeraak, toe ek besef dat 26 het alles te doen met die goddelike naam van ons God. Nou, wanneer ons kyk na die plek waar God vir Moses geroep het, om die volk uit te lei uit Egipte uit, en sodat God homself aan hulle kan openbaar. Toe Moses vir hom vra, wie is U? Toe sê hy, ek is wie ek is. Wat beteken verlede, hede en toekoms. Maar as ons gaan kyk na die Hebreëse letters van die woord, I am who I am, dan is dit Yahweh wat is, Yod-Heh, Wav-Heh. En elke letter in die Hebreëse alfabet en die Griekse alfabet het 'n numeriese waarde ook. En die naam van God, Yahweh, is 26. So God het gekom en vir Moses gesê, Moses, trek uit jou skoene. En God het homself geopenbaar in sy naam aan Moses. Nou, wat 'n baie belangrike ding is, elke keer nog in die woord, as die Here kom en hy roep ons as mense, en hy roep Abram, Moses, Adam, dan kom God eintlik en sê, jy is in 'n tydlyn op aarde wat ek oopmaak, wat ek jou lewe wil infiltreer op 'n nuwe manier. Ek wil jou omstandighede en waar jy is, wil ek myself inbring, en ek wil jou destiny vir jou oopsluit. Daar's 'n nuwe ding op aarde wat moet gebeur, en ek wil dit oopsluit. En wat vir my so interessant is, ek lees toe, ek luister na 'n rabbi, ek dink Stoebel, wat sê dat vanaf Adam, waar die mens geval het, tot by Moses, waar God die mens geroep het in 'n nuwe era in, is 26 generasies. So hoe belangrik is hierdie 26? Nou kom die Here en sê, 26 is 'n manier waar ek my goddelike naam as teenwoordigheid in julle lewe gevestig wil hê. En as julle onthou en geluister het na die potpien wat ek gedoen het oor Dawid, het die Here gekom en hy het vir my gesê dat Dawid het voor Goliat gestaan. Dis nie die klip wat Goliat eintlik doodgemaak het nie. Dis die grootte van God wat Dawid in sy lewe toegelaat het, wat daai reus so klein gemaak het, en daai reus uitgehaal het. Nou kom die Here, en hy sê, ek wil my naam, my teenwoordigheid weer in julle laat groei, en julle het elkeen 'n keuse daaroor. En
En daarom is hierdie jaar van 2026 letterlik 'n jaar waar die Here op 'n nuwe manier gaan begin werk in ons en ons moet ons gereed maak daarvoor. Nou ons weet daar is 'n Hebreëse kalender en daar is 'n Gregorian kalender. Nou 'n paar jaar terug, presies te wees met COVID, het die jaar na 5780 die dekade van 80 tot by 90 staan die letter Pi wat beteken mond. En ons het geweet dat hierdie is 'n dekade wat ons ingaan waar daar belangrike goed gedoen gaan word en waar God ons as 'n stem gaan oproep en verander en vestig om sy naam as 'n krag te gebruik op aarde. Die oomblik toe ons oorgeskakel het na 5780 toe, wat gebeur? COVID kom en die hele wêreld se mond word toegemaak profeties. En die kerke word heel eers ook afgesluit. Kerke mag nie aangegaan het nie. So, as ons kyk na wat gebeur in die wêreld en waar die Here ons het, dan is dit baie, baie belangrik. Nou, met die Hebreëse oorskakeling na 5786 toe, alles gaan oor 86 en oor in die Hebreëse kalender en oor 26 in die Gregorian kalender. Wat het gebeur die oomblik toe ons oorgeskakel het in die Hebreëse 86? 'n hartseer ding, want die stem van die kerk was baie stil geweest, maar daar was 'n politieke leier wat God se naam verteenwoordig het op aarde en onverskrokke 'n stand geneem het vir Jesus hier op aarde, en dis Charlie Kirk. En weer is sy mond stil gemaak deur die vyand. En God kom en hy roep ons as 'n generasie na vore, 'n generasie na vore, waar hy sy kerk, wat nie enkelvoud is nie, wil oprig in hierdie tyd van sy goddelike teenwoordigheid deur sy naam. En dit is vir my so 'n belangrike plek, want ons kom van waar ons in die genade van die Here was, en as daar 'n plek is waar die Here ingryp in ons menswees, hy sê, a broken and a contrite spirit, I will not leave. Want dit gee vir God 'n plek om te werk op aarde. Nou na Charlie Kirk vermoor is, daar is net daarna 10 miljoen Bybels verkoop. Die kerke het skielik begin vol raak. Daar is herlewing op verskillende plekke en uit universiteite wat uitgebreek het. Omdat daar absoluut oor die aarde 'n gebrokenheid was vir hierdie man van God wat dood is. En julle weet wat ek praat. Al het ons hom nie geken nie, het ons almal daai gebrokenheid gevoel. Onthou julle, ons het almal gevoel daar's 'n verlies. En dit is daai gebrokenheid wat God toegelaat het vir die nuwe werk wat hy doen. Ons moet weet dat ons op 'n plek is waar die Here verandering wil bring. Wie van julle was veral verlede jaar op 'n plek waar julle gekom het en gesê het, ek weet nie eintlik meer waar ek staan geestelik nie, ek weet nie eintlik meer wat in my lewe aangaan nie, ek weet nie eintlik, hier is goed wat moet gebeur, ek kan nie dit in woorde, ek weet net, ek is op 'n plek waar ek moet uitkom. Wie van julle het dit gevoel? Hierdie is 'n goddelike frustrasie wat God in ons lewe gebring het. Om ons op die plek te bring, waar ons nou ons ore moet oopmaak, want die Here kom en hy sê vir ons, letterlik, Moses is dood. Daar's 'n nuwe grondgebied wat ingeneem moet word. Die manier wat ek julle gevoed het tot nou toe, het ook gestop. Onthou julle hoe die Here 'n jaar terug gebly met die woord in Peres, die manna het gestop. Onthou julle dit? En dis wat die Here vir ons sê. Ons moet ons gereed maak vir verandering. Maar, een van die dinge wat vir my baie interessant is die woord wat uitgekom het en gesê het, en ek is so bly ek het nie voor die tyd geweet nie. Hierdie is die jaar 2025 waar jy moet groet en afsny van sekere goed. En sekere plekke waar jy was. En jy moet oorstap in 'n nuwe plek, want ek wil jou identiteit ontsluit.
Onthou julle waarmee het ons geëindig as Pires verlede jaar? Met die kursus oor identiteit. En die Here het baie dinge in ons elke een se lewe gedoen, wat ons identiteit gevangene gehou het op sekere plekke. En die Here sê hy het dit gedoen, want hy wil ontsluit wie hy in ons moet wees, in hierdie tyd wat kom. En ek is opgewonde daaroor julle, dis vir my so wonderlik. Weet julle, ons sit en ons kyk na, almal van ons is altyd so opgewonde om 'n profetiese woord te kry. En die woord, ons erfenis in Jesus, is 'n profetiese woord wat ons ontvang het. Maar op aarde is daar 'n tendens, en dit is ons menswees. Ons wil die woord hê, maar ons wil nie 'n profeet in 'n verhouding mee staan nie. Priesterskap wat God kom oopmaak het, die priesthood is vir ons so kosbaar, want ons weet wat dit dra. Maar ek en jy is nie bereid om die sacrifice te bring nie. Ons wil die seëninge hê van 'n priester, maar ons wil nie op die plek wees van om te offer nie. Want die oomblik as ons hoor, ons moet vas en bid, dan dink ons, dis nou, pas nou nie in by al die verjaarsdae wat daar is, en al die troues en al die goed in nie. En dan, 'n belangrike woord vir hierdie jaar, en ek weet, ek voel hierdie ding in die gees. Ons hou daarvan om oor te gaan met die, om te gaan met die konings. Die konings is gewoonlik die ouens wat al die wealth dra ook. Maar ons is nie bereid om die wysheid van die konings deur God in ons gevestig te kry, dat ons stewards kan wees van koninkryksfinansies nie. En die Here is besig om konings te salf en af te sonder in hierdie tyd. En ek is baie versigtig vir al hierdie prosperity teachings en goed. Maar ek sê nou vir julle, hierdie is 'n jaar waar die Here gaan goed oopmaak finansiëel vir sy kinders wat getrou is en wat bereid is om hierdie pad te loop wat vir ons ongeken gaan wees. Dis my baie interessant, daar's 3 verskillende plekke in ons gemeente waar die Here skielik gedeel het met goed van generasies wat finansies en goed vasgehou het. Van ons mense wat goed gekry het, wat Johan het altyd 'n ding, as 'n mens 'n goeie winskoopie kry, dan sê hy, jy kon dit nie goedkoper steel nie. Hierdie goed verwag ek dat die Here vir ons gaan oopmaak. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy ons nodig het vir sy koninkryk. En 'n woord wat ons dra, daar's 'n groepie jong manne gewees, wat saam met my in Israel was, waar ons Egipte ingestop het, in 'n gebedshuis was, en die Here gesê het, bid en salf hierdie mense, hulle dra vir Pires 'n salwing, om finansies te administreer vir die koninkryk van God, vir 'n sekere tyd op aarde. Ek weet, hierdie goed is besig om oop te gaan. En weet jy, net soos wat, miskien 20 jaar terug, as ek 'n woord hoor oor finansies, dan dink ek, dink ek by myself, Here, wees ons genadig, dat ons finansies sal kan steward vir u koninkryk, en laat finansies ons nie gaan vernietig nie. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, maar is 'n baie wonderlike plek om te wees, want God het ons nodig op hierdie plekke. Die Here roep ons tot 'n groter plek van worship en van commitment. En ek gaan nou vir ons 'n woord gee wat die Here gelees het. Maar is vir my so lekker dat die Here reeds met Johan gepraat het oor worship, voordat hy hierdie woord gehoor het. Julle weet, hoeveel jare het ek gestaan vir 'n worship span in Pires. En die oomblik toe ons sien dinge begin gebeur, het daar net 'n geveg losgebreek in die worship. En ek het besef, hier moet ons staan, want die Here is besig om iets te vestig in hierdie gemeente. Hoekom is hierdie worship so belangrik? Want God sê, ek woon onder die lofsange van my mense. Wanneer ons op 'n Sondag hier by mekaar is in worship,
is daar 'n vloei van die Heilige Gees in ons persoonlike lewe, maar ook in ons gesinne en ook in hierdie huis. Dis baie, baie belangrik. Die worship is die plek waar die Here ons aanraak. Wanneer ons in totale afhanklikheid staan en hom aanbid vir wie hy is. En die Engelse het 'n mooi woord, hulle praat van corporate anointing. Wanneer ons hier by mekaar is, en elke enkeling van ons wat hier is, het die Heilige Gees binne in ons, en ons saam begin die Here te loof en te prys. Wat is daar wat ons skep in die Gees? 'n plek vir God om te werk, om ons te verander, om ons aan te raak, om in ons te deponeer wat nodig is. En dit is waaroor 2026 gaan. Nou wanneer ons kyk na hierdie name van God, en die gewig wat ons dra met dit, dan kyk ons dadelik na 'n plek, een van die 10 gebooie is, jy mag nie die naam van die Here, jou God, misbruik nie. In vain, sê die Engelse. Maar die vertaling daar, as jy gaan na die oorspronklike vertaling toe, dan beteken dit, you cannot carry the name of your God in vain. Wat nie beteken, en dis vir my gruwel hierdie ouens wat die Here se naam absoluut net so ydelik gebruik, dis vir my afskuwelik, maar dis nie wat die woord beteken nie. Die woord hier beteken, dat wanneer jy die naam van die Here jou God dra, en jy is by jou werkers, op die plaas of in jou firma of waar ook al, en jy is in jou familie in konflik, en jy is waar jy ook al is. Ek het nou 'n situasie gehad in die hospitaal, waar daar net so gruwelike ding gebeur het, en ek het kwaad geword, want het gaan oor my man se lewe. Maar die manier wat ek het hanteer, dra die naam van my God of nie. Dit is om die naam van ons Here nie te misbruik, in waar ek en jy as verteenwoordigers van hom staan, en mense kyk na ons, en hulle hoor en sien wat ons sê, en hulle kyk na ons gesindheid. En dit voel vir my of die Here net kom om so 'n gewig. Ons moet onthou, die glorie van God is wat ons almal begeer. Maar weet julle dat die glorie van God is 'n gewig? Dis 'n verantwoordelikheid. En dis waartoe die Here ons roep, dan ook in hierdie huis. Daarom weet ek ook, die Here roep ons tot 'n groter commitment as ooit tevore. En hoe word ons commitment gemeet? Een van die plekke, een van die baie plekke, is hoe verteenwoordig ons die byeenkoms van die gelowiges. Hoe prioriteit is dit vir ons om saam hier te weet, die Here het my vanoggend hier nodig, want daar is goed wat ek dra, wat my boeties en sissies nodig het, wat sy naam saam kan verheerlik. Jare terug het die Here 'n woord gegee vir Ruben en Willa. En die Here herinner my aan daai woord. En ek sien profetiese ding vandag. Ek en jy wat hier sit, dra elkeen iets vir hierdie huis. God het ons hier geplaas oor 'n spesifieke rede. En dan is ons nou maar 10 jaar, 20 jaar deel van hierdie gemeente, en dan voel dit vir ons is nie eintlik bewus van daai woord nie. Die woord wat die Here gegee het vir Ruben, is Jesaja 43. Thus says the Lord, who make a way through the sea and a path through the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and mighty warrior. They lie together, they cannot rise. They are extinguished, they are quenched like a lamp wick. Do not earnestly remember the former things, neither consider the things of old. Daar sekere goed wat ons moet stop. Sekere tradisies, sekere maniere, sekere goed waarin ons groot gemaak word. Die Here sê stop dit. Behold, I am doing a new thing.
Now it springs forth. Do you not perceive and know it? Will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the deserts. The beasts of the fields honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may set forth my praise, and they shall do it. En volgende toe besef ek, Willa het al baie keer vir my gevra, sy weet hulle is leiers, maar sy wonder wat is haar doel. Hulle twee is pilare in hierdie huis vir jare en jare. En hierdie woord wat nou gaan begin, hierdie nuwe ding by die Here begin, moenie vir my sê hoe 'n vrou hoe dit gaan lyk nie. Ek saam met julle sal dit moet uitstap. Maar hulle het daai woord gedra vir al die jare. Hulle was die pilare wat getrou was in alles wat ons gedoen het in hierdie gemeente. 'n Baie belangrike ding, ek het begin met Dawid, wat God se teenwoordigheid was so groot in hom, dat hy Goliat kon verslaan. Weet julle dat die numeriese waarde van Dawid is ook 26? En in die boek Song of Songs, die frase My Beloved kom 26 keer voor. En die enigste ander persoon in die Bybel wat genoem is My Beloved, saam met Jesus, is Dawid. En Dawid is die koning wat die meeste wicked konings, bose konings en koninkryke uitgehaal het. Omdat hy in God se teenwoordigheid gewandel het. En Dawid, weet ons, het 'n klomp verkeerde goed in sy lewe gehad. Maar Dawid was uitverkoop aan die Here gewees. Hy het net hierdie drang gehad om met alles wat hy doen, die gemors wat hy veroorsaak, die gevegte wat hy veg, sy hoogtepunte, sy laagtepunte, het hy net eenvoudig die Here gesoek in. En dit is die plek waar die Here ons inroep, dat ons soos 'n Dawid sal kom, en dat ons in hierdie nuwe hek van 2026 sal staan, en dat ons sal toelaat dat Jesus, daardie skrif van ons, in ons gestalte kry meer en meer. Weet julle wat vir my so amazing was? Dawid het ingekom met God se teenwoordigheid met die ark en gedans en hom in Jerusalem ingebring. 1000 jaar na Dawid dit gedoen het, tot op die uur, het Jesus ingekom om die offer te wees. As ek kyk na hierdie tydlyne en hierdie getalle, dan besef ek net eenvoudig die grootheid, die almag van ons God, wat alles bymekaar bring in tyd. Dan weet ek deur sy genade Peres, is hy besig om ons in te trek en te vestig in tyd vir goed wat hy deur ons wil laat land. En elke een van ons speel 'n rol hierin, en dit is vir my so wonderlik. Daarom het ek ook gesê op ons groepe, hierdie is 'n maand van vas. En ek hoop dat elke een van julle, of dit 'n dag of 'n 2 dae, 'n week gaan wees, wat ook al, hoe die Here jou ook al gaan laat vas, gaan in 'n vas in. Gee daai offer vir die Here. Want vas is 'n offer wat ons vir hom bring. En in daai offer ontsluit hy die priesthood vir ons. En Jesus, wat die offer vir ons is tot in alle ewigheid, sit aan die regterhand van Vader God, en hy doen intersessie vir ons. Maar mag die Here gee, dat die krag van sy goddelike name, so realiteit in ons elke een se lewe sal wees in hierdie tyd, dat ons hom kan volg, in wat hy ontsluit in ons elke een, ook in hierdie huis. Ek weet, ons is op 'n plek, waar ons in getuienisse gaan instap, waar die Here van ons getuienisse gaan maak, wat ons totaal gaan verstom. En ek is gereed daarvoor, julle. Ek is gereed daarvoor. Dit voel vir my,
die Here het ons in daai oomblik wat hy vir Jesaja gesê het, wie gaan ek stuur? En Jesaja het gesê, hier is ek, stuur my, maar ek kwalifiseer nie. Ek kwalifiseer nie, ek wil graag, maar ek is nie waardig nie. En dis wat God wil hê. Al daai moeilike plekke in ons lewe, waar ek en jy weet ons is nog nie waardig nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek het 'n hele paar sulke plekke in my lewe. En hy sê, ek wil net hê, jy moet vir my ja sê. Ek sal kom. Moses, jy was in 'n woestyn gewees vir 40 jaar agter daai skape. Gee daai barren plek vir my. Ek wil van jou 'n leier maak. Abraham, moenie vir Isak doodmaak nie. Ek tree nou hier in. Adam, julle het 'n groot gemors veroorsaak. Maar ek tree in en ek begin die hele tydlyn van die tweede Adam, die laaste Adam, wat gaan kom. So kyk ons na al die plekke waar God kom, en in die woord, elke keer as hy gekom het, het hy die mense se naam aangeraak, van sy naam in hulle lewe ingesit, want sy goddelike teenwoordigheid deur sy name ontsluit, en salf ons vir waarheen ons moet gaan, en wat in ons lewe moet land. Amen. Ek wil hê ons moet staan voordat Rudolf die verbondsmaal gaan doen en laat ons vir Israel ook bid, maar ek wil hê ons moet staan vanoggend. Vader, ons wil vir U dankie sê. Ons wil vir U baie dankie sê vir hierdie woord. Ons wil vir U dankie sê dat ons weet dat in 2026 sal ons die verkeerde konings slag. Elke farao, elke verkeerde koning sal die knie moet buig. Maar Here, dat U ons in koningskap oprig, in priesterskap oprig, in die profetiese oprig. En U het vir Jeremia gesê, Jeremia, ek roep jou, en Jeremia het geantwoord. U het vir Jesaja gesê, Jesaja, wie sal ek stuur? En hy het geantwoord. En ons wil vanoggend hier staan en sê, Here, ons sê ja op U roepstem, vir ons eie lewe en ook vir hierdie huis. U weet waar ons elkeen is, U weet waar Peres is, maar U het die vermoë om deur U teenwoordigheid ons bekwam te maak en ons te salf en ons kapasiteit te vergroot om te land wat U in ons lewe wil land, wat U in hierdie gemeente wil land. En daarom wil ons net kom sê ja. Ja, Here, ons sê ja vir elke plek waar U ons heen wil lei en waar U ons wil vestig in hierdie jaar. Here Jesus, en dankie dat ons weet, ons kan met vrymoedigheid dit doen, want U is nie net ons redder nie. U is die Heer en die meester van ons lewe. Word verheerlik. Amen. Amen. Dankie Rudolf. Enigeen wat 'n skrif of 'n woord gehad het. Dankie Johan, kom. Pastor Isaac, I'm so glad you are here as well. Okay. Toe Tannie nou so praat, toe gaan ek na Psalm 26, Psalm of David. Declare me innocent, O Lord, for I have acted with integrity. I have trusted in the Lord without wavering. Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test my motives and my heart, for I am always aware of your unfailing love, and I have lived according to your truth. I do not spend time with liars or go along with hypocrites. I hate the gatherings of those who do evil, and I refuse to join in with the wicked. I wash my hands to declare my innocence. I come to your altar, O Lord, singing a song of thanksgiving and telling of all your wonders. I love your sanctuary, Lord, the place where your glorious presence dwells. Don't let me suffer the fate of sinners. Don't condemn me along with murderers. Their hands are dirty with evil schemes, and they constantly take bribes. But I'm not like that. I live with integrity. So redeem me and show me mercy. Now I stand on solid ground, and I will publicly praise the Lord.
Môre julle. Ek het nie verbondsmaal of iets voorberei aan die Frans het maar net volgende gevra. Ek dink Johan se een lied was amper meer vir my die verbondsmaal geweest wat ons volgende gesing het. Maar ek gaan vir julle net wat die Here met my besig is nog hierdie hele Desember net vir julle sê. So soos tannie Fransie ook nou sê hier in Desember, November dit voel tot vandag toe nog so voel of my hele lewe uitmekaar uitval. Dit voel werk, alles is net deur mekaar en ek weet dit gaan iewerste ook weer stop. Dit voel normaalweg so hierdie tyd, maar hierdie jaar voel vir my meer deur mekaar, meer mal as enige ander ene. En ek sit by die Here en die Here gee dit vir my Sagaria en ek wil vir julle 'n stuk lees daarvan. Die engel het Jesus, die hoëpriester vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan het regs van die engel gestaan, besig om Yeshua van baie dinge aan te kla. Die Here het vir Satan gesê, ek, die Here, verwerp jou aanklagte. Satan, die Here wat Jerusalem gekies het, bestraf jou. Hierdie man is soos 'n brandende stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het vuil klere aangetree soos hy daar voor die engel gestaan het. Die engel het vir die ander wat daar gestaan gesê, trek sy vuil klere uit. Vir Yeshua het hy gesê, sien jy, ek het jou sonde van jou af weggeneem en ek trek nou vir jou feesklere aan. Toe sê ek, kan hy ook 'n skoon tulband op sy kop kry? Hulle het toe 'n skoon priesterlike tulband op sy kop vir 'n kop gesit en nuwe klere vir hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar staan. Daarna het die engel van die Here baie plegtig met Yeshua gepraat en gesê, en gesê, dit is wat die Here die Almagtige sê, as jy gehoorsaam is aan my, wil en my vereistes nakom, sal jy gesag hê oor my tempel in die binnehowe. En ek het toe net 'n paar sommer net opsommings gemaak. Yeshua is 'n hoëpriester en ek dink die Here sê dit vir my want hy wil hê elkeen van ons moet ons eie naam daarin sit. En Yeshua verteenwoordig tog priesterskap. En Satan is 'n aanklaer en hy staan regs en hy beskuldig ons elke dag van sonde en onwaarhede. Wat vir my awesome is, die Here se antwoord is, hy verwerp die klagte en hy sê hy het vir Yeshua soos ons ook, soos 'n brandende stuk hout uit die vuur gered. Ek is gered deur genade, nie omdat ek perfek is nie. God het hom uit oordeel geruk, nie vernietig nie. So God vernietig ons nie, uit genade vir ons. Die vuil klere is sonde, dit is so, elkeen van ons het sonde, en die Here sê hoor hierso, maar ek het jou volledig vergifnis gegee, ek gee vir jou nuwe klere, ek herstel jou in die diens wat ek jou ingeplaas het op aarde. Hy herstel my waardigheid in myself, dat ek nie hoef myself die hele tyd te verwerp oor die goed wat ek verkeerd doen nie. En hy sê vir my ek is waardig en ek sê vir elkeen van ons is waardig om soos priesters op te tree vir hom. En wat vir my awesome is as ek lees, die Here sê nie, wees eers gehoorsaam, dan vergewe ek jou nie. Hy sê ek vergewe jou, leef nou in gehoorsaamheid. So dit is wat die Here vir my gesê het vir hierdie nuwe jaar. Hy herstel ons en hy sit ons weer op vir my in die plek waar ek moet wees en dat hy nog steeds in al hierdie chaos alles in beheer het, al voel dit vir my glad nie of hy alles in beheer het nie, en laat ons ook aan die ander kant kan uitkom en ek wil dit bid vir elkeen van ons vir hierdie jaar. Maak nie saak hoe mal dit is nie, die Here sê ek hou alles vas, dit sal reg wees, ek is met julle, ek sal saam met julle en ek glo in hierdie jaar gaan dit vir ons 'n awesome jaar wees net te sien hoe hy beweeg in ons lewens en mag dit vir elkeen van ons so wees in hierdie jaar. Here, ek sê vir U dankie dat ek hierdie nuwe jaar kan opdra aan U en dankie dat U met alles wat in ons verstande aangaan en alles wat in ons lewens aangaan nog steeds ons vashou, Here. Al voel dit vir ons of ons nêrens is nie, al voel dit vir ons of baie dinge deurmekaar is, Here, sê U en U beloof vir ons, U hou ons vas. Here, ek wil vir U vra, help tog dat ons in hierdie jaar
so gehoorsaam sal wees aan U, Here, dat ons die regte vrugte sal uitleef vir mense rondom ons, Here, dat hulle U kan sien in ons lewe. Here, en ek weet elke jaar soos wat ons die pad stap met U, Here, raak ons al hoe meer bewus van sonde, en wat 'n jaar terug vir ons 'n klein sonde is, sal hierdie jaar vir ons 'n groot sonde wees, Here. En ek wil vir U vra, net laat ons daai perspektief sal sien, Here, en laat ons kan sien hoe moet ons op 'n plek kom om uit en uit U priesters te wees, Here, om U uit te leef elke dag in ons lewens. En dankie dat ons hierdie pad saam met U kan stap. Dankie vir hierdie opwindende pad, Here. Al maak dit ons baie keer moeg, Here, sou ek dit op geen ander manier wou gedoen het nie. En Here, en ek wil volgende ook net hier staan en in hierdie jaar wat ons nou instap. Here, as U nie saam met my gaan nie, dan wil ek nie gaan nie. En ek vra vir U asseblief stap saam met ons en saam met Peres en elkeen van ons vir hierdie jaar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.